Hallo julle pragtige mense en welkom weer by ons Bybeltyd. Ja, soos ons gisterand gesê het, wil ek graag met julle die krone, die verskillende krone bespreek. Goed, daar's 5 krone wat ons gaan ontvang wanneer ons by Jesus is in die hemel. Dit is nie kyk, laat ek so begin. Jesus sê, wanneer hy aarde toe kom om ons te kom haal, is sy beloning by hom. Daai beloning wat hy van praat is nie noodwendig die krone nie, dit is sy beloning aan ons is hom hyself en die ewige lewe. Dit is ons groot geskenk, dit is hoekom ons hom volg, om hom te kan wen op die einde, die ewige lewe by hom en die plek wat hy nou vir ons voorberei het. Goed, die eerste kroon wat ons gaan bespreek is die onverganklike kroon. Nou, die onverganklike kroon word vergelyk met 'n wedstryd, ja, soos wat mense in atletiek het. Maar die verskil is net hier, ons het nie nodig om die wedstryd te wen nie. Niemand het nodig om te wen nie. Ons moet net die wedstryd voltooi. Dis al wat hy van ons vra. En dit is die lewe wat hy vir ons bedoel. Bly net in geloof en bly in Christus en dit totdat ons kom haal, en dit is die wedstryd wat hy vir met ons hierso bedoel. Ons lees hierso in 1 Korintiërs 9 vers 25. En hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike krans. Met ander woorde, hy sê hierso die toekenning wat ons gaan kry, die kroon, is onverwelklik. Hy gaan nie oud word nie, hy gaan nie ophou blink nie, hy gaan nie ophou met waarde en waarde verloor nie. Dit gaan onverwelklik wees. Dit is soos wat die hemel is, soos wat elke dag is wat Jesus vir ons maak. Elke dag wat God vir ons gee, is sy liefde vernuwe. Die dag is vernuwe, vars, soos sy liefde en sy genade vir ons en sy trou. Dit is wat ons gaan ontvang van hom, want dit is wat sy hele lewe lank ons belofte is. Om in hom te glo, lewe vir hom, en hy sal julle beloon vir julle arbeid. As ek verder kyk hierso, ja, wat ek net wil sê, ek gaan die krone een vir een behandel, want omdat daar 5 is daar nie vir ons genoeg tyd om al 5 te hanteer nie. Ek wil graag mooi stadig daardeur gaan, dat dit vir julle duidelik is. Ons kyk hierso na Matteus 6 vers 19 tot 21, wat sê hy vir ons? Matteus 6 vers 19 tot 21, en ek is daar by hom, en hy sê vir my vers 19 tot 21, reg, hy sê vir my, hy sê die woord van die Here vir ons, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek, en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Dit is so duidelik wat hy vir ons hierso sê. Die verskil is ook in die tipe skat wat ons bymekaar maak op die aarde, is nie naby aan die waarde wat die skat is wat hy van praat, wat ons in die hemel het. Nie naby aan dieselfde waarde nie. Die onverwelklike kroon wat Jesus vir ons gee, is 'n goddelike geskenk, 'n goddelike beloning soos wat hy dit doen, vir dit wat ons gedoen het, ons opoffering om hom te volg, en in sy guns te wandel, die verdrukking wat ons ly, en nog steeds soek ons sy naam en sy woord, ons bly nog steeds sy kinders. Dit is wat hy van ons vra, om in sy guns te bly. Dit is wat sy kinders, wat sy bruid vorm,
daai suiwerheid, onbesmetheid, en getrou te bly aan hom, dan ontvang ons hierdie onverwelklike kroon. Nou sal jy vra, maar hoekom wil mense 'n kroon hê? Dit is waarmee ons Jesus gaan vereer. Afgesien van die ewige lewe wat hy ons gee, geef ons nog 'n beloning ekstra. En met hierdie beloning gaan ons saam met hom regeer. Ons gaan saam met hom regeer in die 7 jaar verdrukking, in die 1000 jaar vrederyk en tot in alle ewigheid. So hierdie verval nie, dit verwelk nie. Dit bly 'n beloning wat Jesus net vir ons wat sy kerk is het. Net ons gaan dit kry, niemand anders. So wat ek hier eintlik kan vir julle sê is, wanneer jy lewe in jou alledaagse lewe, deur dit wat jy doen nou op die aarde, bepaal jy self watter kroon en hoeveel krone jy gaan ontvang, want jy kan meer as 1 kroon ontvang. So wat jy doen en hoe jy lewe, bepaal of jy meer as 1 kroon gaan kry. Dan sê hy verder hierso, wanneer jy nie 'n kroon ontvang nie, beteken dit nie dat jy nou hel toe gaan nie. Nee, maar hy sê jy gaan verlies ly. Wat se verlies praat hy van? Ons gaan die persone wat nie, of persoon wat nie 'n kroon ontvang nie, gaan nie 'n opdrag, 'n werk, 'n posisie in die hemel hê nie. In ander woorde, hy gaan nog steeds in die hemel wees, wat klaar wonderlik is. Maar hy gaan 'n dienaar bly. Ek kan nou mense sê, hy gaan, ek kan ook nie sê minderwaardige pos beklee nie, maar hy gaan nie dit geniet wat mense wat krone ontvang het, geniet nie. Maar die gaan nog steeds in die hemel wees, hy gaan nog steeds 'n vrygekoopte mens wees. Ons kyk na Petrus 1 vers 4. 1 Petrus 1 vers 4. Hy sê vir ons, as ek nou goed by hom kan uitkom, in Petrus 1 vers 4. Kyk wat sê hy. Oom Petrus skryf hierso vir ons: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Daar het ons 'n klare wedergeboorte geskenk gekry uit Jesus se opstanding uit, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. Deur die geloof, ons glo in Jesus, dan kry ons die wedergeboorte, wat deur krag God bewaar word deur die geloof tot saligheid, die saligheid in die ewige lewe, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Weet julle, ons lewe in die laaste tyd? Al die tekens dui daarop. Ons lewe in die laaste tyd. Ons is op die vooraand van die groot oomblik wanneer Jesus ons kom haal as sy bruid. Verstaan ons dit? Verstaan ons die diepte daarvan? Is dit in jou ingegrafeer? Is dit deel van jou uitkyk na môre? Om te wag vir Jesus wanneer hy ons kom haal, soos hy beloof het, want hy is klaar ons plek voorberei. Vandat hy opgeneem is van sy disippels af, het hy gesê hy kom weer, en hy gaan ons plek voorberei, want sy Vader in sy huis het baie kamers. Hy is klaar daarmee. Hy is klaar daarmee met die voorbereiding. Ons plekke is reg. Elkeen van ons kamertjie het 'n vars pakkie blomme in, 'n lieflike geur, die wonderlikste atmosfeer wat daar gaan wees, en engele kore wat sing. En sy tyd is min. Hy is op pad, hy kom ons haal. Goed mense, dit was dan
die agtergrond vir julle van die onverwelklike kroon wat ons van Jesus ontvang. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Goeienaand.